Ek groet jou in die wonderlike naam van Jesus Christus. Welkom by lesing 5 in ons reeks van die vrug van die Gees hier by Ligpunt by die Woordskool. By die Woordskool het ons lesing 5 in 1 lesing gedoen, maar julle gaan sien op die YouTube video's is dit in 2 dele, net soos wat lesing 4 ook in 2 dele aangebied is, want dit is te groot vir die PowerPoint as ons die kamera en die stem ook insit, is dit te veel data vir die PowerPoint. So, hierdie is dan lesing 5 deel 1 en ons is besig met die 9 eienskappe van die Gees en ons doen dan eienskappe 5, 6 en 7 wat vriendelikheid, goedheid en getrouheid is in hierdie gedeelte. Kom ek bid vir ons saam. Vader, baie dankie in die naam van Jesus vanoggend dat U ons tot hier geneem het in hierdie reeks. Ek bid dat U sal kom deur die Gees en die woord en hierdie lering vir ons sal kom oopmaak. Here Jesus, ek bid die bloed van die lam oor hierdie lering en ek bid dat dit ryklik vrug in ons lewens sal dra, dat dit woordsaad sal wees wat in ons lewe gesaai is, wat nie deur die sorge van die lewe opgepik sal word nie, maar dat dit werklik waar vrug in ons lewe sal dra. Kom U asseblief Heilige Gees en praat U deur hierdie lering in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen en amen. Soos ek dan gesê het, doen ons in hierdie gedeelte eienskappe 5, 6 en 7, vriendelikheid, goedheid en getrouheid. So ons is nog steeds besig om ons vrug te eet, hierdie narkie wat hier op die skyfie is. Ons vat die vrug van die Gees, die eienskappe, soos die skyfies van 'n narkie 1-1. Goed, nommer 5 is dan vriendelikheid, die eienskap van vriendelikheid, en die King James vertaling vertaal vriendelikheid met gentleness. Die ESV vertaal dit met kindness, en die Grieks Christotes, wat beteken nuttigheid ten opsigte van hoë morele waardes. Dis baie interessant, né? So, met ander woorde, kindness, of soos ons in Engels sou gesê het, of vriendelikheid, is dan deel van iemand se karaktereienskappe. En ons kan dit opsom deur te sê, soos wat julle hier op die skermpie kan sien, vriendelikheid is vrygewige, barmhartige aanvaarding van elke mens, deur hom of haar te sien in die beste moontlike lig, naamlik in die lig van as 'n mens deur God geskape. Julle weet, iemand het gesê, vriendelikheid is die handskrif van God op jou gesig. Onthou julle in COVID, hoe moeilik was dit om te sien, hoe voel iemand teenoor jou, want hulle vriendelikheid het agter die skerms weggekruip. Jy kon nie op hulle gesig sien wat hulle uitdrukking is nie, so sonder dat ons weet, lees ons iemand se gesig en gaan iemand se gesigsuitdrukking vir jou 'n reaksie in jou hart ontlok, of in jou denke. So daarom het iemand gesê, vriendelikheid is God se handskrif op jou gesig. En dit is om iemand te hanteer asof hulle jou vriend is, soos die woord vriendelik hy dan sê, as ons dit sou opgebreek het. Die Engelse woord vir vriendelikheid, kindness, as ons dit opbreek, dan sal ons sê, you are one of my kind. Met ander woorde, ek identifiseer met jou, ek beskou myself nie as beter of meerderwaardig teenoor jou nie, ek identifiseer met jou, jy is aanvaarbaar vir my. En hier wil ek nou net sê en invoeg, dit is dalk vir julle moeilik om dit te hoor, want die gedagte gaan dadelik by ons opkom, maar ons aanvaar nie alle mense nie, ons is nie ons voel nie alle mense is ons vriende nie. Maar hier moet ons in gedagte hou, weer eens, die fondasie wat ons gelê het. Die vrug van die Gees is die eienskappe, die karaktereienskappe van die Heilige Gees. So as jy hierdie vriendelikheid aan iemand bewys jy die karaktereienskap van die Heilige Gees aan hom. Met ander woorde, jy kyk deur die Here se oë na hom, en maak nie saak wie en wat daai persoon is nie. Hulle verdien om menswaardig geag te word as 'n skepsel wat God geskape het. En daarom kyk jy uit hierdie oogpunt na iemand. En dit beteken, as jy na die Griekse vertaling kyk, daai nuttigheid, wat die Griekse vertaling beteken van vriendelikheid, dit beteken dat jy iemand sien as betekenis of waardevol, en in so 'n mate, dat dit genoeg is om genade
of meegevoel aan daardie persoon te bewys. Nou Kolossense 3 vers 12 wat hier op die skerm is, praat van innerlike ontferming van die kinders van die Here, die uitverkorenes van God. En hierdie innerlike ontferming is presies hierdie geestelike posisie wat ek dan nou vir julle hier verduidelik het. So met ander woorde, dis nie 'n oppervlakkige gefeinste vriendelikheid nie. Jy hoef nie skuldig te voel as jy vriendelik is met iemand. Ek kan eintlik amper hier in die woorde vriendelikheid menswaardigheidsbetoning insit. As jy vriendelik is met iemand wat jy nie noodwendig met sy optrede saamstem nie. Dit is 'n geestelike posisie vir jou as 'n uitverkorene van God, as jy Kolossense 3 vers 12 gaan lees. Met ander woorde, 'n kind van die Here, om innerlike ontferming te hê teenoor daardie persoon en dit wys op jou gesig. Hoekom? Want jy is gewortel in die ware wynstok. En met ander woorde, jy gaan dieselfde hartsgesindheid hê om mense te erken as skepsele van God as wat die Here Jesus gehad het. En ons het gesien in die Bybel in. Die Here Jesus het vriendelikheid betoon aan mense wat dit in werklikheid nie verdien het nie. Hy het menslikheid betoon aan die prostituut, wat 'n baie slegte lewe gelewe het. Hy het menslikheid betoon aan die melaatses, wat dalk fisies onaanvaarbaar was, hulle dalk sleg geruik as gevolg van hulle siekte en omdat hulle medies nie versorg was nie. Ons kan ons net voorstel in daai tyd, hulle was uitgestoot aan die kant van die stad, hulle het op 'n plek gebly waar daar nie mediese versorging of fasiliteite was om hulle te was nie. Ons kan net dink in wat se toestand was daardie mense. Maar die Here Jesus het vriendelikheid aan hulle bewys. Maar hier wil ek hê jy moet op ietsie let. Die Here Jesus het nooit ooit vriendelikheid aan die Fariseërs bewys nie. Want ons bewys nie vriendelikheid aan 'n demoon binne in 'n mens nie. Daar moet jy as 'n kind van die Here baie mooi onderskei. Die Fariseërs het 'n sluwe gees van godsdienstigheid binne in hulle gehad. En wanneer hulle met die Here Jesus in kontak gekom het, was dit met verskeidelde bedoelings om hom uit te vang, om hom uit te lok. En die Here Jesus het nooit aan sulke mense vriendelikheid bewys nie. Hy het wel vriendelikheid aan Nikodemus bewys, wat 'n Fariseer was, maar wat sy hartsgesindheid besig was om te verander. So, dit is 'n plek waar ons dan baie mooi moet onderskei. So in kort kan ons sê, vriendelikheid is om op jou gesig en met jou optrede te wys, dat jy iemand sien as 'n skepsel van God. Dis baie mooi, né? Ons gaan nou na enkele punte kyk onder vriendelikheid. So net enkele notas of punte onder vriendelikheid, en let wel, soos ek gesê het, by al die ander eienskappe van die vrug van die Gees ook, is daar baie meer. Hierdie is net enkeles wat vir my uitgestaan het, wat vir my belangrik is. Die eerste ene is, dit is net soos al die ander gawes uit God en deur Jesus en in die Heilige Gees binne in ons. 2 Korintiërs 10:1 en 2 Korintiërs 6 vers 6 sê vir ons baie duidelik, dit is die vriendelikheid in die Heilige Gees. En weet julle, hierdie lê die basis vir al die karaktereienskappe wat deur ons vloei van die Heilige Gees en vrug dra. Sonder die Here, sonder die regte basis kan ons dit nie doen nie. En soms voel ons nie vriendelik nie. Soms voel ons regtig waar nie of ons enigsins 'n vriendelike reaksie wil hê nie. Maar dan kan ons onsself daarin troos en fokus en diep afsak binne in jou gees, dat dit nie jy is wat dit doen nie, maar dat dit die Gees binne in jou is. Die tweede punt onder punt 2 is, dit is die manifestasie of die openbaring van barmhartigheid. Efesiërs 4 vers 32 sê, wees vriendelik en vol ontferming. Vriendelikheid en barmhartigheid of ontferming vir mense loop altyd hand aan hand. Punt nommer 3 is, soos ook al die ander gawes, onthou julle, ek het vir julle gesê, die prentjie van ons van die narkie, is die liefde, die skil van die narkie, dis wat so rondom al die karaktereienskappe is en dit saamvat, en daarom vorm die liefde elke keer die basis van al die
karaktereienskappe wat groei, die basis van al die vrug van die Gees. 1 Korintiërs 13 vers 4 sê vir ons baie duidelik, die liefde is lankmoedig en vriendelik. Sonder die liefde van God binne in jou, gaan jy dit nie reg kry om vriendelik te wees nie, veral vir daai moeilike ouens. Punt 4 is jou vriendelikheid moet manifesteer. Ek dink van al die vrug van die Gees is dit een van die eienskappe wat jy nie net in jou hart kan dra nie. Dit moet ongelukkig op jou gesig wys. Met ander woorde, jy kan nie net sê jy is vriendelik nie, jy moet dit vertoon. En weet jy, dis vir my baie interessant, baie keer sien ek onder die kinders van die Here, daar in die gemeente en by die kerk, dat sommige persone is nie vreeslik vriendelik nie, hulle is baie onvriendelik, en dan is dit gewoonlik die mense wat heel eerste kla, en vir jou sê, hierdie gemeente se mense is so onvriendelik, en dit is die ding met vriendelikheid, né? Jy gaan die reaksie kry gewoonlik wat op jou gesig is, so tipe van 'n, wat jy saai sal jy maai beginsel, so jou vriendelikheid moet op jou gesig betoon word, né? Daarom sê Efesiërs 4 vers 5, laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. Dis 'n pragtige skrif, né? So omdat die Here naby aan jou is jy vriendelik teenoor ander mense en die Here is op pad. Ons weet dalk nie altyd nie, maar jy's dalk te doen met iemand wat dit regtig waar nodig het. Dan punt 5 is Paulus se opdrag aan Titus, hy moet die gemeente daaraan herinner dat hulle moet vriendelik wees. Weereens soos die ander vrug van die Gees ook, dis nie opsioneel nie, dis 'n opdrag. So belangrik dat Paulus dit aan Titus uitwys en vir hom sê in Titus 3 vers 2, dat hy hulle moet herinner daaraan, dat hulle nie al hierdie goed moet doen nie. En as ons Titus 3 vers 2 gaan lees, dan sal jy sien hoe belangrik is vriendelikheid saam met al hierdie ander elemente in die gemeente. Jy moenie mense belaster nie, jy moenie strydlustigheid wees en bewys sagmoedigheid. En baie keer dan dink ons is goed genoeg, ag ons beklei mos nou nie met die mense nie, maar ek kan maar elke oggend, sonnagoggend, ek staan baie keer op 'n sonnagoggend sommer lekker daar by die deur by die diakens waar hulle die gemeente welkom heet, of die persone wat op daardie Sondag die diens by Ligpunt bywoon, en dan is dit sommer so lekker, as jy daar so staan, en jy kan die mense welkom heet met 'n vriendelike gesig. O jene, as mens in 'n kerk instap, of in 'n gemeenskap van gelowiges, maak nie saak wat 'n vorm is dit nie, en almal is daar met suur gesigte, en almal gluur jou aan, ek dink jy gaan net daar in jou spore omdraai. So daarom 1 Petrus 3 vers 8 ook, is dit 'n opdrag, dat die gemeente vriendelik moet wees. En hoekom nie? Ons vriendelikheid wys ook ons blymoedigheid en die feit dat ons hierdie belewenis het, dat die Here ons geskape het as skepsele van God. En dan onder hierdie punt 5 ook. So daarom is dit natuurlik die voorwaarde vir bedienaars of diensknegte, ouderlinge en diakens, en as ons 1 Timoteus 3 gaan lees, dan sluit dit ook die herders en leraars, die voorgangers in, en dit is eintlik vir my skokkend, né? As jy 1 Timoteus 3 vers 3 gaan lees, dan kan jy jouself bietjie daaraan gaan meet. Daardie skrif sê duidelik, 'n ouderling of 'n diaken moet geen drinker wees, geen vegter, hulle moenie vuil winsgesoekers wees nie. So ek kan vir jou vra, gaan jy tevrede wees as jou ouderling by jou kom huisbesoek doen, of jou daar op 'n Sondag in die kerk kry, en hy is die heeltyd bekleierig, of hy's gedrink, of hy verneek mense op finansiële gebied. Gaan jy dit aanvaar? Nee, natuurlik nie. Dit gaan vir jou onaanvaarbaar wees, onmiddellik gaan daar teen daardie persoon opgetree word. Maar in hierdie selfe sinnetjie loop vriendelikheid daarmee saam. Vriendelikheid, hy moet vriendelik wees, geen strydlustige, geen geldgierige nie, né? Dit herhaal dieselfde wat Paulus dan ook aan Titus skryf in Titus 3 vers 2. So dit lê hier vir Paulus in een sinnetjie op dieselfde vlak. So met ander woorde, vriendelikheid is baie belangrik binne in die gemeente. So tong in die kies kan ek tog sê, ons moet tog nie ouderlinge en diakens kies wat onvriendelike mense is nie, wat natuurlik gelukkig daarom nie gebeur nie, maar hierdie sinnetjie het my laat besef hoe belangrik
vriendelikheid is, want die oomblik as jy vriendelikheid teenoor iemand betoon, dan sê jy eintlik vir hom, jy is vir my aanvaarbaar as ek sien jou deur God se oë as 'n skepsel wat deur God geskape is. Irrelevant op watter plek is jy in jou lewe op daardie stadium. Punt 6 haak dan eintlik hierby aan. So dis deel van die opdrag van diensknegt van God wees, 2 Timoteus 2 vers 24. En dit herhaal eintlik wat ek by die vorige gedeelte gesê het. So ons kan nie diensknegte van die Here wees sonder vriendelikheid nie, want hoe gaan jy dan, as jy moet bedien, hoe gaan jy toeganklik wees vir mense? So vriendelikheid sê handskrif van God op jou gesig, dit maak jou toeganklik as 'n diensknegt van God. Dan punt 7 is baie interessant, Jakobus 3 vers 17 sê vir ons, dit is wys om vriendelik te wees. Maar die wysheid wat van bo is eerste rein, dan vredelievend en vriendelik. So die wysheid is vriendelik. Weet julle, baie keer bewys ons vriendelikheid aan mense wat ons nie eers geweet het, byvoorbeeld in 'n leierskapsposisie is nie, en agterna, dan is jy so dankbaar dat jy vriendelik was met daardie persoon. Ek het vir hulle in die klas 'n storieetjie hier vertel van 2 ou boere wat eendag beeste uitgekeer het, en die een werker het elke keer was hy te stadig met die hek. Nou van julle wat in die stad bly of in die dorpe, wat nie weet hoe lyk dit as jy beeste uitkeer en jy skei die koeie en die kalvers van mekaar nie. Dis nogal 'n gedoente, want daai koeie en daai kalf hardloop om by mekaar te bly, en dan moet jy hulle deur die hek jaag, vinnig die hek toemaak, dan bly die een of die ander nou aan die ander kant agter. En hierdie ou werker was elke keer net te stadig. En die een boer het vir die ander boer gesê, hy is nou so vies vir hierdie werker, en elke keer het my ander ou boer met hom geraas, en dan die ou werker net vriendelik geantwoord en gesê, hy is jammer, en maar weer probeer. En toe op 'n stadium, toe sê die een boer vir die ander een, jong, ek dink jy moet hom sommer 'n klap gee, want hy bly dit verkeerd doen. En toe antwoord hierdie ander ou boer, as hy net nie so vriendelik was nie. So met ander woorde, hierdie werker se vriendelikheid het hom gespaar daarvan. So vriendelikheid is wysheid, dis wys om vriendelik te wees. En dan punt 9, die laaste een in hierdie geval, is altyd en in alle omstandighede beskerm vriendelikheid jou bediening. Jy kan daai hele 2 Korintiërs 6 vers 3 tot 10 daar gaan lees. Met ander woorde, dit sê vir ons, vriendelikheid gee ons 'n geestelike verantwoordelikheid wanneer ons in die bediening is. Jy beskerm die bediening met vriendelikheid. Soms is, en nie soms nie, ek kan amper sê baie keer in die bediening, word jy so ongeskik behandel, dat jy dieselfde reaksie wil toon teenoor daardie persoon. En dan kan jy dit nie doen nie, want jy beskerm die bediening van die Here Jesus wat jy voorin staan, want jy is die Here Jesus se volgeling, en jy is daar in opdrag van God. As jy ook ongeskik gaan wees, as jy suur en nors gaan wees, dan doen jy die bediening van die Here Jesus skade aan. Jy moet bietjie gaan dink daaroor. Dis nie net op toepassing van ons wat formeel in die bediening is nie. Elke kind van die Here staan in die bediening in. En as jy teenoor mense in die bediening gaan reageer sonder vriendelikheid, gaan jou toegang tot daardie persone afgesny word. En mense sal agterna gaan vertel, o, jy was baie ongeskik. Daai pastoor of daai dominee was vreeslik ongeskik met my. Hulle sal glad nie gaan sê wat het hulle gedoen om die ongeskikte reaksie te verdien nie, maar hulle sal dit oorvertel. En daardeur maak hulle jou bediening tot daardie mense toe. Baie keer kry jy dit in die bediening dat mense jou werklik waar uittart met hulle optrede. Hulle wil jou uitlok om aggressief of ongeskik met hulle te wees, sodat hulle kan sê, dit is my verskoning, hoekom ek nie kerk toe wil gaan nie, want die pastoor is ongeskik. So jy moet weet, wanneer jy as kind van die Here in 'n bedieningssituasie is, moet jy die bediening beskerm deur jou vriendelikheid, irrelevant
Wat is jou emosie daarin? En soms maak ons foute daarin, ons kry dit nie altyd reg nie. En soos ek gesê het, dit is vir ons almal. Weet jy weet dalk net nie dat jy is die een persoon wat daardie mens kan bereik met die evangelie. Iemand wat dalk saam met jou werk, of jou buurman, of waar jy ook al hierdie persoon ontmoet. En as jy vriendelik is, sal daardie persoon bereid wees om te luister na dit wat jy het om te sê. En dit gaan jou dalk die geleentheid gee om die evangelie aan hom of haar te verkondig. En sal hierdie vrug van die Heilige Gees, sal daardie persoon na jou toe aantrek, sodat hulle vrymoedigheid sal hê om dalk iets met jou te deel of bereid te wees om te luister as jy vir hulle dan van die evangelie vertel. So dit is min of meer die 9 punte onder vriendelikheid wat vir my belangrik was. Dan die 6de karaktereienskap is goedheid. En die King James en die ESV vertaal albei die woord goedheid in Engels met goodness. Die Griekse woord daarvoor beteken die karaktereienskap van goedheid om tot voordeel van 'n ander persoon op te tree. Is baie mooi beskrywend in die Grieks, né? So met ander woorde, daardie Griekse beskrywing dat goedheid is om tot die voordeel van iemand op te tree, sê klaar vir jou, jy gaan goedheid bewys, wat baie keer tot jou nadeel is, wat baie keer daardie persoon wat dit ontvang nie verdien nie. En met ander woorde, jy gaan ten spyte van, en hier kan jy nou invoeg, wat is jou ten spyte van, gaan jy voordeel aan 'n ander persoon gee. En goedheid is die een vrug van die Gees wat al hoe meer ons karakter ontwikkel om soos Jesus te word. En goedheid is om werklik waar soos Jesus teenoor ander mense op te tree. Ek dink dit is saam met die liefde een van die belangrikste eienskappe as ons die evangelies gaan lees wat die Here Jesus uitgeleef het. En dit is vir my so 'n belangrike element dan ook van disippelskap. So as ons dan op 'n plek kom waar ons vra, maar wat is goedheid? Julle weet, dit is baie keer moeilik om te bepaal wat is goedheid, né? En ons kan dit vereenvoudig deur te sê, goedheid is liefde vir die goeie. Weet julle, baie keer om iets in die Bybel te verstaan, kan ons gaan kyk na wat is die teenoorgestelde daarvan. En ons weet natuurlik die teenoorgestelde van goed is kwaad, so eenvoudig soos dit. So, goedheid sal altyd direk teenoor kwaad of kwaad doen of kwaad aandoen aan mense staan. En hier is dit baie belangrik dat ons sal weet, jou goeie bedoelings om goed vir mense te doen, maak nie van dit wat kwaad is, die goeie nie. Want die probleem is 1 Tessalonisense 5 vers 22 sê vir ons, kwaad het baie vorms. Ek gaan dit vir julle illustreer, deur vir julle byvoorbeeld die volgende te verduidelik. Ek gaan bid altyd en vra vir die Here, wat is die volgende reeks wat ons hier by die woordskool moet aanbied? So as die Here dan vir my gesê het, bied die vrug van die Gees aan, en ek het besluit, ek gaan nie die vrug van die Gees aanbied nie, ek gaan nie vir die Here luister nie, ek kies 'n ander onderwerp, wat nou meer na my smaak val. Dan kan ek 'n hele reeks aanbied hier by die woordskool, en ek gaan julle kwaad aandoen. In plaas daarvan om goedheid te bewys, gaan ek kwaad doen, want ek is nie gehoorsaam aan die Here nie. Ek is nie in lyn met die plan van die Here nie, né? So, dit is om vir jou te illustreer, dat soms as kinders van die Here kan ons baie goeie bedoelings hê. Ons kan selfs mooi Christelike goedjies doen, maar ons is nog steeds besig om nie goedheid aan iemand te bewys nie. Ek dink een van die makliker voorbeelde is ons as ouers, as ons kinders jammer kry, en ons dink ons bewys goedheid aan hulle, intussen is ons besig om hulle te bederf. Dit is net om dit vir julle te illustreer. Daarmee saam aan die teenoorgestelde kant, die ander ekstreem van die spektrum, is kwaad wat werklik waar boosheid
bevat, né? Dit is sleg, dit is verkeerd, dit is kwaad wat boosheid is. 2 Timoteus 3 vers 3, dis die makliker een. 2 Timoteus 3 vers 3 verwys hier na die vervalle toestand van mense in die laaste dae. En hierdie mense sal sonder natuurlike liefde wees, hulle sal onversoenlik wees, met ander woorde glad nie wil vergewe nie, hulle sal kwaadsprekers wees, hulle sal bandeloos wees, wreed en sonder liefde vir die goeie. So, goedheid is liefde vir die goeie. En daarom kan ons hierdie maatstawwe gebruik en ons kan as ons in 'n situasie kom, sê nou maar byvoorbeeld, jy's daar in die straat en hier staan 'n bedelaar voor jou en hy vra vir jou vir geld. Jy bied aan om vir hom 'n broodjie te koop, hy sê hy is honger, jy bied aan om vir jou 'n broodjie te koop. Gewoonlik wil hulle dan nie die broodjie hê nie, want 'n broodjie betaal nie vir dwelmmiddels of vir drank nie. En hy sê nee, hy wil nie die broodjie hê nie, hy soek geld. Nou kan jy vir jouself vra, bewys ek goed of bewys ek kwaad? Met ander woorde, jy gaan nou hierdie skrifte toepas. As jy kan sê, ja, hierdie man is honger, hy het daarlaas geëet, dan gaan jy goedheid bewys deur vir hierdie honger mens iets aan te bied om te eet. Maar as hy die geld gaan vat en hy gaan daarmee dwelms koop of drank, dan bewys jy kwaad aan hom, want jy stel hom in staat om homself verder, 'n skepsel van God, né, skade aan te doen, deurdat jy hom in staat stel om dan nou vir hom hierdie verslawende middels te gaan koop. So nou kan jy vir my vra, Koba, maar hoe gaan ek weet watter een van die twee gaan hy doen? En jy het mos 'n verhouding met die Heilige Gees. So dis 'n heerlike geleentheid om die onderskeiding van die Gees, 2 Korintiërs 12 te gaan toepas en dat jou onderskeiding van die Gees bietjie groei. So vra die Heilige Gees moet jou wys. Maar in dit alles moet ons 'n natuurlike liefde vir die goeie hê. Weereens, hier is 'n paar punte onder goedheid wat vir my uitgestaan het, soveel meer. Punt 1 is, om goed te doen is 'n getuienis van God se teenwoordigheid in jou lewe, deurdat jy wedergebore is, deur die Here Jesus, en dat die Heilige Gees binne in jou leef en uitgestort is. By kwaad doen, is God se teenwoordigheid afwesig. Al daardie skrifte wat hier op die skerm is, in die Psalms, sê dit vir ons so duidelik. Romeine 3 vers 12 sê vir ons, hulle het almal afgewyk, saam met hulle ontaard, daar's niemand wat goed doen nie, daar is selfs nie een nie, as hy dan nou verwys na hierdie verlore mense in die einde. So, om goed te doen is om in die teenwoordigheid van God te wees. Daarom is goedheid een van die kenmerke van kindskap van God. En 3 Johannes 1 vers 1 sê hier onder aan die bladsy vir ons, teenoor hierdie afwesigheid van God by die bestaan van kwaad, is dit hierdie plek waar jy is in teenwoordigheid van die Here, wanneer jy goed doen. Daar staan, geliefdes, moenie navolg wat kwaad is nie, maar wat goed is. Hy wat goed doen is uit God uit, maar hy wat kwaad doen, het God nie gesien nie. En weet julle, dis so wonderlik, as ons goed doen, dan sien ons God. En ons sien hom in die dankbaarheid, in die blydskap, in die werking van die Heilige Gees, wat deur daardie mens straal, aan wie jy goedheid doen. Soms nie, maar ook is dit jou belewenis. Jy beleef werklik waar die teenwoordigheid van die Here. En dit is wat ook 'n maatstaf vir ons kan bied. Wanneer jy goed gedoen het, en dit is in lyn met die plan en die wil van die Here, sal jy 'n diepe teenwoordigheid van die Here ervaar. Jy sal naby aan die Here voel. Jy sal hierdie behoefte hê om die Here te loof en te prys. Jy sal hierdie ervaring hê van, wow, is die Here nie wonderlik nie. Glad nie 'n ervaring van, ek is so oulik nie. Glad nie. En daarteenoor, as jy gemanipuleer is om goed te doen, as jy beïnvloed is om goed te doen deur iemand se verslawende behoeftes byvoorbeeld,
As jy goed gedoen het en jy stap daar weg, gaan jy nie vrede van die Heilige Gees hê nie, jy gaan 'n ongemaklikheid hê, jou gedagtes gaan bly maal, jy gaan bly worstel, was hierdie nou die regte of die verkeerde ding. Met ander woorde, jy gaan 'n gevoel hê van absolute onvergenoegdheid, teenoor 'n gevoel van vergenoegdheid, waar God se teenwoordigheid is. So ons kan vir onsself dit ook as 'n standaard stel. Is die Here saam met my wanneer ek hierdie daad van goedheid aan iemand betoon? Dan onder punt 2, en daar gaan ek nou raas kry hier, so 'n vriendin van my sê altyd, jy moet nou mooi hoor wat ek nie sê nie, so as ek verkeerd praat en ek sê dit nie mooi en duidelik genoeg nie, of verduidelik dit nie goed genoeg nie, dan gaan jy my reg hoor as ek verkeerd praat, asseblief. Punt 2 sê, goedheid sonder die Here binne in jouself is sonde, want dit eindig in selfverheffing. So goedheid sonder die werking van die Here binne in jou kan ontaard in die sonde van selfverheffing. En daardeur wil ek nie sê dit gaan elke liewe keer so wees nie, want ons weet daar's mense wat nie kinders van die Here is nie, wat aan ander godsdienste behoort en hulle bewys ook goedheid aan ander mense. En die wonderlike daarvan is, God sal hulle daarvoor beloon, want hulle is in die beginsel van God se woord, om goedheid aan mense te bewys, né? Maar Prediker 7 vers 20 sê vir ons, daar is geen regverdige mens op die aarde wat goed doen sonder om te sondig nie. En daardeur sê Prediker vir ons, as ons goed doen uit onsself uit, dan is ons op 'n plek waar ons dink ons is regverdig. Maar ons moet 'n bewustheid hê, ons is nie regverdig nie. Ons was verlore mense in sondigheid. Deur die werk van die Here Jesus Christus aan die kruis is ons geregverdig. So wanneer ons nou goedheid doen aan mense, is dit slegs op grond van die werk van Jesus Christus. En daarom is goedheid sonder die Here binne in jou sonde as dit oorgaan in selfverheffing. En weet julle, baie keer sal ek dit kry in die bediening en waar ook al, luister bietjie mooi as jy by mense kom en hulle begin onmiddellik vir jou te vertel van wat doen hulle alles wat goed is. Hoeveel goeie dade doen hulle nie aan mense nie. Dan weet ek onmiddellik, daar's 2 goedjies waarvoor ek moet kyk. Die eerste ding is, ek moet kyk, is hierdie mense werklik wedergebore? Want hulle het 'n plek waar hulle is, waar hulle verdien hulle geregtigheid op grond van hulle dade. Met ander woorde, hulle probeer vir jou verduidelik, hulle is so 'n wonderlike kind van die Here. Hulle doen al hierdie goeie dade. Uit hulle goeie dade gaan jy hulle identifiseer as kinders van die Here. Ons moet geïdentifiseer word as kinders van die Here uit ons verhouding met die Here. Uit ons verhouding met die woord, uit ons verhouding met die Heilige Gees. En daarom is dit altyd vir my, soos hulle in Engels sê, 'n red flag, 'n rooi lig. Dan moet ek seker maak, daardie persoon is seker van hulle redding op grond van die werk van Jesus Christus en nie op grond van hulle eie werke nie. So dan moet jy onmiddellik daarna kyk. En dan die tweede punt is, jy moet ook kyk dat dit so 'n bietjie van selfverheffing en selfregverdiging is. En let gerus daarop, dat wanneer mense vir jou, sonder dat jy vra, en hulle loop amper met die goedheid wat hulle doen, soos 'n badge op hulle skouer, soos in die weermag. Die goedheid wat hulle doen is hulle rang. Dan kan jy maar weet, jy te doen met 'n gees van selfverheffing, en daai besop vir 'n gees van godsdienstigheid, en gaan maak gerus seker dat daardie persone werklik waar wedergebore is en bewus is van dit wat die Here Jesus vir hulle gedoen het. Baie keer het hulle dalk in 'n godsdienstige omgewing groot geword, waar hulle nooit verstaan het, wat is werklik waar die betekenis van die werk van Jesus Christus, dat hy ons in geregtigheid gebring het voor God nie. Dan punt 3, goedheid funksioneer vanuit die fondasie van geregtigheid, waarheid en vryheid. Sien julle hierdie 3? Geregtigheid, waarheid en vryheid. En jy kan dit vir jouself as 'n maatstaf hou.
As jy goedheid moet bewys aan iemand, of wil bewys aan iemand, toets jouself daaraan. Is jy in geregtigheid? Met ander woorde, dis wat ek hierbo verduidelik het, doen jy dit vir jouself, of vir een of ander persoonlike rede waar jy voordeel daaruit gaan trek? Of doen jy dit suiwer dat die Here daardeur verheerlik gaan word? So maak seker jy's in geregtigheid, toets jou eie bedoelings. Die tweede ene is, jy is in waarheid. Jy dink dalk dat iemand het finansiële probleme, hulle kry dalk baie swaar, en jy is in bestuur by die kerk se welsyn, jy het verantwoordelikheid om rentmeesterskap toe te pas, so jy moet die gemeente saai hierdie fondse in die kerk se welsynsrekening, en jy moet nou 'n besluit neem, hoe gaan jy hierdie fondse aanwend? En dan is dit baie belangrik om in waarheid te wees. So jy moet die regte inligting hê. Het hierdie mense werklik waar finansiële nood? Het hulle dalk finansiële nood, want hulle dobbel hulle geld uit, of hulle drink hulle geld uit, en daai tipe van goed. As jy hulle dan help, dan is dit nie goedheid wat jy aan hulle bewys nie, maar dan sterk jy hulle spreekwoordelik in hulle kwaad. Dan die laaste ene is jy in vryheid. Dis 'n baie belangrike element. As jy nie hierop ja kan antwoord nie, dan word jy gemanipuleer om goedheid aan mense te bewys. Dan is dit 'n demoon van manipulasie wat jou inspireer om goedheid te bewys, in plaas daarvan dat dit die Heilige Gees binne in jou is, wat deur jou vrug dra, en die ware wingerdstok binne in jou. Dit is 'n baie belangrike element, dat ons uit vryheid sal gee. Albei daai skrifte, Efesiërs 5 vers 9 en Filemon 1 vers 14, illustreer dit vir ons so duidelik. Dan punt 4, 4.1, doen aan almal goed, maar eerste aan jou medegelowiges. Galasiërs 6 vers 10 sê vir ons dit baie duidelik. As die geleentheid daar is, doen goed aan almal, maar die meeste aan julle huisgenote in die geloof. Nou die vraag is hoekom? Ek het vir hulle in die klas verduidelik, so 'n jaar of wat terug, was hier verskriklike brande in ons omgewing, en nou het jy beperkte middele om te help. Jy kan dalk nou 'n ander boer met voer help. En toe was daar op 'n stadium berig in die koerante, dat die boere net hulle medeboere wat naby hulle is help, ensovoorts, né? En nou kan ons vra, is dit reg of verkeerd volgens die beginsels van die woord van die Here? Maar jy sien, as jy beperkte middele het tot jou beskikking en jy moet kies, dan doen jy eerste goed aan jou medegelowiges. Want jou medegelowiges is 'n getuienis van of God in hulle lewe voorsien. So as jy dan daai beperkte middele wat jy het, en jy oefen 'n keuse uit en jy gaan gee dit aan 'n ongelowige, en die wêreld kyk daar buite na die ongelowige en na die gelowige, en hulle sien die gelowige is beter, die ongelowige is beter versorg, en die gelowige is in ellende, dan is dit 'n swak getuienis van God se woord, dat God vir sy kinders voorsien. So daarom dan hierdie skrif, ons doen goed eerste aan ons medegelowiges, en daarna, soos die geleentheid is, aan almal. Ons moet dit nou nie as 'n verskoning gebruik om glad nie buitekant ons kerkgenootskappe of ons plaaslike gemeentes of waar ook al goedheid te bewys nie. Soms is daar ekstreme omstandighede soos deur die natuur, byvoorbeeld oorstromings of brande of wat ook al. En dan as jy kan help, irrelevant wie dit ook al is, dan help jy waar jy kan. Maar binne die konteks van hierdie skrif is dit belangrik dat ons eerste sal goed doen aan ons medegelowiges. En dan 4.2 is dan natuurlik ook aan jou vyande. En dis 'n moeilike een en ons kan vra hoekom. Want baie keer sal mense by jou kom en hulle sal vir jou so vertel wat hulle vyand verkeerd aan hulle gedoen het.
Met ander woorde, die fokus is op die vyand se optrede. Maar ons fokus as kinders van die Here moet op God se karakter wees binne in ons. En daarom sê die woord in Lukas 6 vers 27, maar ek sê vir julle wat luister, julle moet julle vyande lief hê en goed doen aan die wat vir julle haat. Want daardeur, en dit het ek nou in hakies bygesit, hier op die skrif op die skerm, daardeur openbaar jy God se karakter van genade aan hulle. Hulle is veronderstel om stil te staan en te vra, hoekom doen jy goed aan my? Want ek is dan jou vyand, ek doen kwaad aan jou. En dan gee dit jou die geleentheid om vir jou te sê, want God binne in my, deur die werking van die Heilige Gees, omdat ek gewortel is in Jesus Christus, doen dit binne in my, deur my. En dis presies wat die Here Jesus van ons aan die kruis gedoen het. Hy het vir ons aan die kruis gesterf, terwyl ons nog sy vyande in aanhalingstekens was, met ander woorde, toe ons nog nie in hom geglo het nie, en ons in die sonde verval was. Met ander woorde, jy verduidelik hierdie beginsel van die Here Jesus se versoeningswerk aan die kruis, wat totaal onverdiend was van die mense kant af, maar dat Jesus dit gedoen het, omdat God se karakter hom daartoe gedwing het, en God se opdrag, hy was gehoorsaam aan sy Vader. Die oomblik as jy met ander woorde goedheid aan jou vyande bewys, dan openbaar jy die karakter van God aan hulle. En dan is dit belangrik, hierdie beskerm jou teen jouself. Lukas 6 vers 35, jy moet dit doen sonder om iets terug te verwag. As jy aan jou vyande goed doen, omdat jy verwag, hulle gaan jou spesiaal behandel, of hulle gaan jou dalk verskoon, of hulle gaan dalk genade aan jou betoon, of wat jou ook motivering ook al is. As jy aan hulle goed doen deur iets terug te verwag, is jy besig met manipulasie. Dan is jy nie meer besig met die karakter van God nie. Daarom moet jy dit aan hulle doen, sonder dat jy enige iets terug verwag. Die oomblik as jy dit doen sonder om iets terug te verwag, gebeur twee goed. Die eerste ding is jy beskerm jouself teen teleurstelling. Met ander woorde, wat hulle reaksie dan ook al is, jy gaan nie teleurgesteld wees nie. Die tweede ding wat gebeur, is dit wat hier gehighlight is op die skerm. Jou loon sal groot wees by die Here. Met ander woorde, jy doen dit vir die Here. Jy doen dit nie vir jouself en vir jou eie voordeel nie. Jou loon is by die Here, en die oomblik as jy 'n loon verwag, kanselleer jy hierdie loon by die Here uit. Dan kan jy ook 1 Petrus 2 vers 13 tot 23 gaan lees. Ek het nie die hele stuk hier op die skerm gesit nie, dit vat vreeslik baie plek. Maar vers 21 in hierdie stukkie sê vir ons so duidelik, hiertoe is ons geroep, omdat Christus ook vir julle gelei het, en vir julle 'n voorbeeld nagelaat het, dat julle in sy voetstappe gaan volg. Gaan lees gerus daardie hele gedeelte. Dit verduidelik hierdie beginsel wat ek hier geïllustreer het vir ons so mooi. Dan die laaste twee punte onder goedheid, punt 5 en 6. Punt 5 is, verwag nie noodwendige positiewe reaksie by mense nie. Dit sluit aan by punt 4, maar God beloon gehoorsaamheid. Doen goed omdat God dit van jou verwag. 1 Petrus 3 vers 17. Met ander woorde, kry van die begin af jou gesindheid reg, as dit kom by goedheid. As jou gesindheid reg is waarmee jy goedheid betoon, jou gesindheid is gewortel in gehoorsaamheid aan God, dan gaan om goedheid te bewys vir jou baie makliker word, en dit gaan vir jou baie meer sin maak. Dan punt 6 is, die gevolg van goedheid is beskerming teen vrees en vervolging. Dit was sommer net vir my 'n interessante skrif, en dit is nou nie 'n absolute reël hier nie, maar 1 Petrus 3 vers 6 sê vir ons, so Sara gehoorsaam was aan Abraham en hom Heer genoem het, wie se kinders julle geword het as julle goed doen, en geen enkele verskrikking vrees nie. En dit is die ding, julle weet as ons nie goed doen nie, as ons kwaad doen, dan jaag ons gewetes ons, want ons is kinders van die Here. Heilige Gees, een van sy bedieninge is om ons te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, né? So, as ons kwaad gedoen het, het ons nie
vrede nie. Ons vrees vervolging, maak nie saak van wie af nie, van die owerhede, van ons medemens, wie dit ook al is, en selfs van die Here af. So goedheid beskerm ons teen daardie vrees en vervolging. Want veral as jy in 'n situasie is waar daar konflik is en iemand doen aan jou kwaad en jy doen nie kwaad terug nie en jy bewys goedheid. En dit hoef nou nie noodwendig te wees in terme van finansiële goedheid of finansiële voorsiening nie. Maar as jy goedheid terugbewys, dan het jy geen bekommernis dat na die tyd kan gesê word dat jy vervolging moet verwag want jy het ook iets verkeerd gedoen nie. Met ander woorde, dis daai skrif in die woord van die Here wat sê, moenie kwaad met kwaad vergeld nie. So dit is dan enkele gedagtes onder goedheid. Dan is ons by punt 7, by getrouheid. Nou, getrouheid kan verstaan word in die Engels, word dit vertaal met faithfulness of faith, en albei van hierdie woorde, getrouheid en faithfulness, kom van die Griekse woord pistis af, wat afgelei word van die woord morele oortuiging. Met ander woorde, getrouheid is 'n manifestasie, dis 'n vrug wat gedra word, wat jou morele oortuigings openbaar. En dit manifesteer in gehoorsaamheid en in geloof. En daarom beteken getrouheid dat dieselfde as wanneer twee mense getroud is. Faithfulness beteken remain in faith, bly staan in jou geloof. Dis soos twee huweliksmaats. Hulle is met mekaar getrou, daarom is huweliksmaats getrou aan mekaar, want hulle is met mekaar getroud. Hoor julle? Ek hoop julle hoor die basisse van die woorde. So wat nou gebeur is, hierdie twee huweliksmaats is getrou aan mekaar, want hulle bly in hulle getroude posisie. Dis hoekom hulle getrou is aan mekaar, want hulle is getroude mense. En hulle het hierdie trou aan mekaar beloof. So die feit dat hulle getrou is aan mekaar, is 'n manifestasie van hulle morele oortuiging, dat die huwelik heilig is, en dat die huwelik 'n verbond is tussen twee mense. Met ander woorde, om dit vir jou te illustreer, sou 'n getroude persoon dan ontrou aan sy maat wees, dan is dit 'n manifestasie van wat hy dink van die huwelik. Met ander woorde, hy dan geen respek vir die huwelik nie. Hy het geen respek vir God se instelling van die verbond nie. So sy ontrouheid gaan 'n openbaring wees van sy morele oortuiging. Daarom is getrouheid 'n manifestasie van ons morele oortuiging. Die volgende punte is vir my hier belangrik. Die eerste is natuurlik weer ons basis, dis 'n karaktereienskap van God. 1 Korintiërs 1 vers 9 en 10 vers 13 sê vir ons, God is getrou. Ons getrouheid is nie uit onsself uit nie. Ons is getrou omdat God getrou is en hy kom, punt 2, hy uit die drie eenheid is dit deel van die persoon van Jesus Christus en daarom word hy in Openbaring 19 vers 11 die getrou en waaragtige genoem as hy weerkom. So getrou met 'n hoofletter, met die naam getrou. Die wingerdstok binne in jou is getrou, met 'n hoofletter gespel. Dis een van sy name. Dis so goed soos jy twee name. Jou name is dalk Johannes, Jakobus, Wilhelm. So nou is dit deel van jou name. Jesus se name is Jesus Christus. En dan staan nog klomp Immanuel, God met ons. So kan ons nog aan klomp ander name dink, maar dan ook is sy naam getrou en waaragtig. En omdat dit sy karaktereienskap is, want hy is in eenheid met God wat getrou is. En ons hoef nie te wonder of God getrou is nie, gaan lees maar net die hele woord van die Here vir al die Ou Testament. Omdat hy een is met die Here, en hy die ware wingerdstok is, en ons in hom gewortel is ons
getrou omdat ons in Jesus Christus gewortel is. Ek wil sommer klaar vir jou hier sê, as dit by getrouheid kom om die Here te dien, vergeet daarvan dat jy uit jouself uit daartoe in staat is. Jy is nie. Dis net Jesus Christus binne in jou. As jy in situasies kom wat vir jou 'n groot uitdaging is, om getrou te wees aan die Here, fokus op die Here Jesus, en dit sal vir jou moontlik wees om getrou te bly. Punt 3 sluit hierby aan, dit gaan vir my eintlik net nog so 'n bietjie dieper daarin. So, as jy fokus op jou menslike vermoë om getrou te wees, glo my, as jy daar voor 'n vuurpeloton staan en hulle sê vir jou, soos in die lande waar daar vervolging is van die Christene, jy moet die Here verraai, dan gaan jou menslikheid maak dat jy sê, jy sien nie daarvoor kans om jou lewe af te lê vir die Here nie. Maar Jesus binne in ons is getrou. Hou dus vas aan die Here Jesus. 1 Tessalonisense 5 vers 24 sê, hy wat jou geroep het is getrou, hy sal dit ook doen. Kyk asseblief tog op die skerm en of gaan lees dit in jou Bybel. Hy sal dit doen. Met ander woorde, hy sal ons bewaar tot die dag wat ons weer kom. Jesus het vir ons reeds aan die kruis die prys betaal vir getrouheid, want hy was getrou om gehoorsaam te wees aan God. Hy was getrou om gehoorsaam te wees aan God, deurdat hy aan die kruis vir ons gesterf het. Hy het die prys vir jou getrouheid reeds aan die kruis betaal. Dis hoekom dit so belangrik is, bly in die Here Jesus. Dan 2 Tessalonisense 3 vers 3, dan sê hy, omdat hy getrou is, sal hy jou versterk en hy sal jou bewaar teen die bose. As die bose weer kom met groot versoekings, sê net vir hom, dit is Jesus binne in my, wat my bewaar teen jou. 1 Tessalonisense 5 vers 24, ek het hom nou daar herhaal, sê dieselfde vir ons, en dan 2 Timoteus 2 vers 3, as ons ontrou is, hy bly getrou, hy kan homself nie verloon nie, met ander woorde, hy kan homself binne in ons nie verloon nie. En dan punt 4, getrouheid identifiseer ons dus met Jesus Christus. Dit is vanselfsprekend, dat wanneer die Here Jesus weerkom, sal getrouheid aan hom ons identifiseer aan die wat geroepe en uitverkore is, wat saam met die Lam van God gaan regeer. Dan punt 5 is ons moet betroubaar wees of getrou wees in alles en teenoor almal, want weer eens, hoekom? Omdat die Here Jesus dit gedoen het en jy die Here Jesus volg. So jy doen wat die Here Jesus gedoen het. 1 Timoteus 3 vers 11 sê vir ons, in alles moet ons getrou wees, en 3 Johannes 1 vers 5 sê vir ons, geliefde, jy handel getrou in alles wat jy doen vir die broeders, en dit vir die vreemdelinge. En hier wil ek vir julle sê, daar is so klein verskilletjie tussen om getrou te wees en betroubaar. Getrou is bietjie op 'n dieper vlak in jou geloof, dis in jou verhouding, in 'n verbondsverhouding, soos wat ek julle in die eerste skyfie verduidelik het, soos 'n huwelik. Dis 'n verbondsverhouding. Met ander woorde, jy is getrou in die Here Jesus. Betroubaarheid het bietjie meer met rentmeesterskap te doen. Dit het baie keer te doen met voorwerpe, soos of fisiese optrede. Jy moet betroubaar wees om jou werk te doen. Jy moet betroubaar wees om 'n afspraak na te kom. Maar hoe dit nou ook al sy, betroubaarheid val vir my eintlik, hy funksioneer onder getrouheid in. Maar getrouheid is vir my groter as betroubaarheid. Jy is betroubaar omdat jy getrou is, as ek dit dan so kan stel. Maar hoe dit dan ook al sy, daarom moet ons betroubaar wees in alles. Met ander woorde, as kinders van die Here, moet jy jou afsprake nakom. As jy nalat om sekere goed te doen, bel, vra verskoning. As jy nie betroubaar is in die bediening nie, hoe op aarde gaan iemand jou moet glo? Hoe moet jy betroubaar wees vir hulle om die evangelie aan hulle te verkondig, as hulle jou nie eers kan vertrou om 'n afspraak betyds na te kom nie, of om jou rekening te betaal nie. En as daar ekstreme omstandighede in jou lewe is, wat onvoorsien is, dan tref
jy reëlings en jy hou by jou woord. Dan, punt 6, getrouheid laat ons eet van die vrug van die Gees. En hieronder, as julle hierdie skrifte gaan lees, veral in Exodus 15 vers 26, openbaar hierdie skrif vir ons 'n beginsel. En die beginsel is, vers 26, as jy getrou na die stem van die Here luister, en doen wat reg is in sy oë. Met ander woorde, Nuwe Testamentiese konteks. As jy na die werking van die Heilige Gees binne in jou luister, en jy reageer volgens die beginsels van God se woord, dan sê die Here wat vloei hieruit. Dis 'n beginsel wat opgelê word. En daardeur sê ek nou nie dat mense wat siek is, as jy hierdie skrif lees, was nie getrou nie. Maar die beginsel moet jy hieruit gaan sien, né? En al die ander skrifte wat ook hier op die skerm aangedui word. So die beginsel is, as jy getrou is, as jy bly staan tot die einde toe, as jy in jou posisie bly soos 'n getroude mens in hulle posisie van hulle huwelik in bly, as jy in jou verbondsverhouding met die Here in bly, as jy in jou posisie bly as bruid van Jesus Christus, as kind van God, dan sal jy eet van die vrug van die Gees. Saam met langmoedigheid en geduld is hierdie karaktereienskap van die Heilige Gees dit wat maak dat ons gevoed word deur die vrug van die Gees. Baie keer dra mense wonderlike vrug van liefde, wonderlike vrug van selfbeheersing, enige een van die ander skrifte, eienskappe, maar dis vir 'n oomblik. Hulle bly nie getrou daarin nie. En hier is dit belangrik, dis nie hoe jy die wedstryd hardloop nie, dis dat jy die wedstryd moet, dat jy die wedloop moet voltooi. En dis wat getrouheid is. Met ander woorde, dit gaan jou in die posisie bring waar jy al ander 8 vrugte, ook die nut en die waarde daarvan in jou eie lewe en vir ander mense kan beleef as jy getrou bly. Net soos die ander eienskappe, moet getrouheid in jou handel manifesteer, met ander woorde in wat jy doen. En daarom sê hierdie 2 skrifte in Spreuke 12 vers 22, valse lippe is vir die Here 'n gruwel, maar hy het 'n welbehae in die wat getrou handel. Die Here het nie 'n welbehae daarin as ons ontrou is nie. En dan sien ons natuurlik Matteus 25 vers 21, as jy in jou handel getrou is, sal die Here nog meer en meer aan jou toevertrou. Baie keer kry ons mense wat op 'n plek is in vreeslike selfbejammering, en dan sal hulle sê, maar die Here seën daardie persoon so baie, en kyk hoe min gee hy vir my. Maar dan is my vraag, is jy getrou in dit wat die Here vir jou gegee het? Wat doen jy daarmee? Wend jy dit aan in lyn met wat God daarmee beplan? So, as jy getrou bevind word, sal die Here vir jou nog meer gee. En dit werk soos met 'n kind. As ons kinders klein is, gaan jy mos nie vir hulle groot verantwoordelikheid gee nie, want hulle is nog te klein om dit te hanteer. Jy gaan begin met 'n klein bietjie. Hulle gaan byvoorbeeld begin om net te onthou om elke dag bietjie water in die hondjie se bak te gooi. Hulle moet net kyk vir die water. Daarna gaan jy hulle meer gee, hulle gaan die hond se kos ook moet doen. Daarna gaan jy hulle nog meer gee, en so word hulle groter, en dan gaan hulle die verantwoordelikheid hê om naderhand die motor te bestuur, die hond in te laai, na die skeerder toe te vat, as dit so warm is soos wat dit nou by ons is, en hulle moet die afspraak reël, en as hulle daarmee regkom, kan hulle later vir hulle self 'n hond koop, en later dalk nog 'n hond bykry. Met ander woorde, hulle is getrou bevind, en dit werk met ons en die Here in ons verhouding, want ons is sy kinders net dieselfde. Hy gee vir ons verantwoordelikheid, as jy getrou is daarin, gaan jy meer kry en meer kry, want as jy verantwoordelikheid kry wat te veel en te swaar is vir jou, is dit ook nie goed nie, dit doen skade. So daarom, as getrouheid in jou handel manifesteer, sal die Here vir jou meer en meer gee. En die wonderlike is, uit dit uit gaan jy
die vrug eet van die vreugde en die blydskap wat die Here vir jou daarmee bedoel het. Dan punt 8, dis vanselfsprekend, dis 'n karaktereienskap wat nodig is in die bediening. Met ander woorde, daai 2 Korintiërs 1 vers 8 sê vir ons moet stabiel wees, jou ja met jou ja wees, jou nee. En sonder hierdie eienskap in die bediening, as mense onstabiel is, as mense nie konstant is nie, is dit 'n baie slegte getuienis vir die bediening. Baie keer sien ons in die bediening, iemand het werklik ware salwing van die Here. Dit is amazing om hulle bediening te beleef, maar jy sien net nie 'n kans om 'n pad saam met hulle te loop nie, want hulle is so onstabiel. Die oomblik is hulle op, die oomblik is hulle af. Dan sê hulle vir jou ja, hulle kom bedien, hulle kom, en dan kom hulle nie uit nie. En as jy die verantwoordelikheid vat om in 'n gemeente 'n program te reël, en hulle het nie by hulle woord gehou nie, gaan jy hulle volgende keer net nie nooi nie. Met ander woorde, al is daai salwing in hulle lewe hoe wonderlik en hoe mooi, as hulle nie getrou is nie, gaan jy nie weer met hulle hulle toelaat om te bedien nie, en gaan jy eintlik uitmis op die pragtige en die mooi wat die Here binne in hulle gedeponeer het. En dan punt 9, en dit is die laaste enetjie, getrouheid het nie 'n vervaldatum nie. Dis tot die einde toe. Getrouheid is nie onderhandelbaar nie. Dis soos die huwelik. Jy kan nie op 'n punt kom waar jy sê, ek gaan bietjie afvat hierdie week van getrouheid. Hierdie week gaan ek is nou 30 jaar met my man getroud, en hierdie week gaan ek so 'n bietjie vir 2-3 dae afvat van getrouheid, en ons 'n bietjie ontrou wees. So ons kan glad nie so redeneer nie. En daarom is getrouheid tot die einde toe, tot die Here jou kom haal. Dis 'n vrug wat jy gaan eet tot die einde toe. Daar is nie 'n vervaldatum nie. Ek gaan dan hierdie YouTube video hier eindig, en in die volgende YouTube video doen ons dan die laaste 2, sagmoedigheid en selfbeheersing. Mag die Here hierdie 3 pragtige vrugte in jou lewe oopmaak in die naam van Jesus. Amen.